jare gelede was jy nogal 'n bietjie van 'n party animal geweest. O ja. Natuurlik het ons God's song. God's was Ja, dit was nog 'n ondervinding. Dit was 'n saak. Gaan ons kat en weer oorwin. Vir 'n week lank jy my laat val in die rivier. En ek het my ribbes gebreek teen die landrou. Toe vlieg ons terug, toe ons al twee besluit is dit. Ons gaan nie terug nie. Ek kan nie meer nie. En ons was gevaar. Dit was twee jong mense wat Richmond Poorman daai twee jaar. Wat nie werk kon kry in Amerika nie, te fire the also was. Ja, hy sê baie beter doen as my. Kyk. my kok nie is nie so goed. Ja, maar ek dink jy weer kok. Even se kok. Toe ek onthou terug van die kaal, leë, stil teaters. You're going to do well. Your Hollywood loves a virgin. En ek het vergeet is. En toe net na die tweede movie aanmaak. Toe sal skrywer staan. Daar sit ek vir 5 maande huis. Tot Jamie ons toe loop nou en sê, ag man, ek het 'n fout gemaak. Ons gaan maak. Ons kan Ek sien werklik uit na vandag. Ek is op pad na Marius Weyers, 'n ou vriend en iemand wat my baie na aan die hart lê. Hoeveel jaar gelede is dit nie wat ek as jong dramastudent vir Marius in Pretoria ontmoet het nie. Marius was toe reeds professionele akteur. Hy het toe nog nie ontlyk in die akteur wat elke vrou se hart laat bons nie, maar al die bestanddele was reeds daar. Dit was wonderlik om sy aan sy saam met Marius te ontwikkel in daardie vroeë jare van die Truk Afrikaanse toneelgeselskap. Daar was baie uitdagings, baie suksesse en ook 'n paar flops. Hey Rius. Hallo. Hallo. Hallo, hoe gaan dit? Goed, ek gaan net gou hier afsit. Ons het saam gelag, saam gehuil, maar altyd saam vir duiwels hard gewerk. Reeds nou dat jy hier by die see bly, lyk dit vir my asof jy baie stiller geword het. Maar ek was altyd stil. Nee, jy was 'n party animal toe ek jou geken het. Toe ek energie gehad. Toe ons albei nog jonk was. Nee, maar dit is ek dink 'n mens se hele ritme verander oor die jare. Nie omdat jy ouer word noodwendig nie. Ek dink dit hang af. Ons het so mal tyd gehad toe ons heen en weer Amerika toe gegaan het. En uiteindelik het ek op 'n punt gekom, ek dink nie net dat ek is nie mal oor dat ek nie mal is oor parties nie, maar ook minder werk en net 'n bietjie meer kwaliteit van die lewe hê. Dit gebeur nog met my, ek moet nog steeds mal werk. Jy sien, 'n ander ding is natuurlik, dit was maklik geweest om 'n party animal te wees toe ons groep bymekaar was. Ja, dis waar. En dit het gereeld gebeur. Aan mekaar. Onthou jy die openingsaande? Ek onthou die openingsaande baie goed, maar ek onthou ook daai repetisienagte. Ek onthou arm ons was, ons sit ons in jou woonstel en eet ons toasties 3 uur in die oggend, want dit is al wat ons het om te eet. Goedkoop wyn en toasties. Ja. Maar jy wou altyd akteur gewees het, né? Nee, nie eintlik nie. Jy weet, ek wou regtig geswat het. Toe ek op skool was, ek het Latyn geneem en ek was mal oor Latyn. Ja. En toe ek het ergens 'n idee gehad ek wou advokaat wees. En maar ons kon dit nie bekostig om my universiteit toe te stuur nie en toe ons besluit nou maar stuur my AMI toe dat ek nou my kop gaan uitsorteer. Toe ek leer gimnasium toe vir 'n jaar na matriek. O ja. En toe het 'n pel van my 'n 8 mm kamera gehad. Johan Hols. En ons wou altyd die kamera gebruik, kameramanne wees, maar dit was sy kamera.
So hy het daarop aangedring, hy's die kameraman. So ek moes die akter word. En ek moes die stories skryf. O, En toe skielik toe ons dit doen, in baie tomatiesous was gebruik. En so elke naweek het ons movies gemaak en dit het my daar begin byt. my maggies. En ek dink uiteindelik, jy weet, as 'n mens terugdink daaraan, miskien wat my getrek het om advokaat te word was die movies wat ek gesien het. Ja, oor advokate. Oor advokate. Ja, want hulle kan so act. Ja, maar jy wou nooit eintlik aktrise geword het nie. Nee, glad nie nie. so, dit was nie by jou so ernstige saak nie. Nee, glad nie. Ek het nie eens geweet wat ek wil wees nie. Want toe besluit ek wil nie eintlik 'n aktrise wees nie. En maar ek het ook toe gaan drama swat omdat dit bietjie interessanter geklink het as tale, jy weet. Ek kon nog tale ook doen en toe weet ek nie, toe gebeur dit nou maar so, jy weet ja. Want ek onthou, ek en jy het vreeslik vasgesit. Ek was 'n vreeslike ou benoude boude ou. Jy weet dit was Was jy? vir my verskriklike erns geweest die speel toe ons Dis betrek reg, was. ja. Toe jy nou ook daar begin het. En vir my was dit 'n speelpark, Yes, ja, en jy het vir my gesê, "Ag man, as ek volgende jaar nie speel nie of ek kry 'n man en ek trou en ek het kinders, dan is dit fyn." Nee, maar ek het nooit gedink ek gaan trou en kinders hê. Jy het. Het ek regtig? Ja. Ek het Jy het toe 'n nooit baie gedink ernstige nie. verhouding aangegaan toe. En die res van ons was baie kwaad vir jou dat jy kan dink aan 'n verhouding. O ja, ek onthou daai verhouding, 'n stormagtige enetjie. En ons het almal gedink jy het soveel potensiaal, jy mag aan niks anders dink as aktrise wees nie. Ja, dit was En nie jy het so groot casual erns nie, opgevat. ja. Maar tussen al die casual wees het jy wonderlik gedoen. Maar en jy hard gewerk, nee. het my leer hard werk, wie jy Marius. Jy onthou jy daai nagte wat ek en jy gaan repeteer het in die Breitenberg teater na die tyd. Toe in daai vroeë jare by Trik het ons mos so vreeslik getoer het in die een nag vertonings gehad het. Dit was nou eintlik swaar geweest ook, né? Dit was nie altyd maklik nie. Nee, maar ja, daar was altyd vir my 'n gevoel van opwinding as ons op toer gaan so vir 3 weke. Ja, ja. En jy kan aan niks anders dink behalwe die werk nie. En jy vergeet van jou rekeninge wat jy in elk geval nie kan betaal nie. Maar wat ek jou wou vra is, jy het nou gesê dat jy het nou 'n kamera gehad toe jy in die leermag was en toe jy nou begin soort van movies maak, jy weet. Maar hoe het jy by teater uitgekom? Man, ek het toe die idee ek moet gaan uitvind van 'n beurs. Ja. Om te gaan swat, want ek wou eintlik swat, maar die drama-departement was nog nie in Pretoria nie. Dis reg, ja. Toe gaan ek Eastcourt toe en ek gaan praat met 'n groot kop daar en ek sê vir hom ek soek 'n beurs. Hy sê nou maar wat het toneelspel met Eastcourt te doen? Sê ek, okay, wel. Ja. Dit was die einde daarvan. Toe het ek filmmaatskappye gebel. En nie een van hulle het eintlik belang gestel. Snaaks genoeg, ja, en hierdie jong ouetjie wat glo hy kan 'n regisseur wees, jy weet. Toe besluit ek uiteindelik, miskien moet ek deur teater probeer by films uitkom en nou maar gaan leer speel en dan by regisseur uitkom. En toe het ek 'n audisie gaan doen in my leergimnasium uniform wat te groot was. En ek gaan van Roofen. Ek weet nou nog nie hoekom net my toe aangestel in die skoolprogram. So toe na 3 maande toe het ek gepromoveer na klein rolletjies toe en assistent verhoogbestuurder. Ja, ja. En toe kom julle in so 2 jaar later, né? Ja, maar onthou jy ek het jou ontmoet ek nog op universiteit was. Ons moes die vloere kon vee en spykers aankap en ek weet nie wat alles doen as deel van ons opleiding. En hierdie pragtige studente het ons kom help met grimering. Ek weet nie wat als ons gedoen het nie, maar ons het Julle het ons aandag afgetrek in die aand in die kleedkamer. ons het baie gelag. Ja, ek dink Frans Marx was toe ook nog daar. Ja, Frans Marx, Karel Trigard, Pietro Wessels. Ja, Louis van die Kerk, ja. Ja, maar dit was so 'n lekker groep. Ek dink ook omdat daar niks anders was nie. Daar was nie televisie nie. Ons het nie eintlik movies gemaak toe nog nie. Nee. Dit was net teater. Wat was jou eerste film? 'n Dokumentêre film vir Unisa. En toe die eerste vollengte film daarna was Oupa for Sale. Oei, met ja. Arthur Swimmer. Ja, ek onthou dit, ja. Wat was jou eerste film? My eerste film was Bankrower saam met jou. Is dit? Jy weet ons het nou nog gepraat oor hoe hard ons gewerk het daai tyd, maar dit het so dikwels gebeur dat ons in die dag geskiet het aan 'n film. Ja, in die nag gespeel het in teater. In die nag gespeel het in teater, maar met Bankrower het ons seemeeu gedoen in die aande in Johannesburg. Dis reg. En dan na die tyd gaan skiet. Ek het nog gesit en slaap op die verhoog agter die gordynkie. Een aand wat ek het Trigordin gespeel, jy was Nina, né? Ja, ja. En ek het hierdie lang storie wat ek jou vertel elke aand. En Trigordin was 'n bietjie van 'n
'n boring ou. En een aand toe ek aan die einde van my speech kom en ek kyk na jou, toe sien ek maar dis vas. Vas is dan ons het aan baie min geslaap. Ons het gewoonlik hier by 6:00 die môre as die son opkom opgehou skiet en Dis reg. teruggery Pretoria toe. En dan kan jy nie slaap nie, dan is jy Nee, wakker. nee. Probeer jy maar so 'n uur of 2 in die middag slaap, ja. Maar was dit nie 'n bietjie van 'n skok toe jy wakker geword het daai aand en agterkom hier's mense wat vir jou kyk Ek nie. het 'n bietjie weg. Ek dink mense is so jonk, jy dink dit is alright. Kyk nou net daar. Hulle begin bou daar voor ons. Ag nooit, ek dink julle daai grond gekoop. Nee, hierdie plot is myne. O, hierso. So En, gaan ek hoop hulle gaan hoog bou. Nee, hulle het 'n meter onderkant ons dak. Maar ons was so ongelukkig oor die hele storie en toe hulle het in Februarie begin bou. Vir 'n maand probeer deur die rotse kom met hierdie verskriklike boorde van die môre tot die aand. Nee, so dit was seker 'n nagmerrie. En al 3 van ons daar agter is so ongelukkig. En toe een môre toe laai die boukontrakteur sy goed op sy lorry en hy's gone. Ek sê ek kan dit nie Toe het hy doen. 'n paar fondasies gelê, maar daar's een rots waardeur hy nie kan kom nie. Dus ons so bly. En is nou al meer as 'n maand dat hulle weg is en die argitek kry nie iemand anders om aan te gaan nie. Fantasties. So ons is in die wolke. Dit is 'n lekker huis hierdie. Maak jy nou net reg vir die verwelkoming van die honde. Hallo Tabelos. Hallo my liefie. Maar dink dis so oud met die grys baardjies. Maar dit is nie so oud. Sy het net vir my gewag om terug te kom van die Kaap af en kom. Hy is ook 18 of 19. Dis goed. Ja. Toe het hy letterlik vir my gewag. Ja, gaan Wat dit is so. ou? Gaan dis maar miskien is dit Mr. De Mil. Polanski. Polanski. Okay. Hallo. Hallo. Hey Sandra! Hoe gaan dit? Goed en jy? Ah, lekker om jou te sien. Ja, Ja. maar ek hoor jy's so besig. Oei, jy's like Wat dan val jy nou weer? Dis die plakboeke. daar agter, daar, so kyk net O, mooi. wag, ek sien hulle daar. Ja, Maar sê jy gaan van jou uitstalling? wel ek het 'n groot uitstalling in Dorpsstraat Galery in Junie. In Junie. Ek gaan op die afspreek. Sonkeerkringdag, die Wat 21ste. is dit? Dis fantasties. Ja, maar ek werk teen 100 myl per uur. Maar ja, maar jy werk jy ons altyd dood. Ja, maar ek speel tussen. Maar jy sê vir my jy gaan na 'n vergadering toe. Ja, Is dit oor die Bobiane? net oor die Biosfeer sentrum. Okay, hoor julle my verskoon. Ek Goed. sien julle later, Okay. hoor. Gaan jy met die bakkie? Nee, ek gaan met die fiets. Hey, bye. Bye. Hier's hulle. Hele klomp. Ja, behalwe ek het opgehou in En jy is nie 71. 30 meer as 30 jaar gelede. Kan jy dink? Verder die res van die goed is in trommels en bokse ergens in die garage. Ons sal gaan soek. So jou onlangse lewe kan ek nou nie vir jou wys nie. Nee, wat ek wil maar liewer op jou sien. Dis nou seker Kan jy dit onthou? ja, ek kan dit baie goed onthou. Ek onthou daai soen ook. Aha. Ja, jy het gedink mense so nie ernstiglik nie. Ja, As wat jy moet soen. ek nou weet? Ek kom toe net uit die universiteit af, want jy soen my voete onder my uit. Janie Gildnys het dit nog vir ons gesê, gaan oefen so lank in die foyer. Aha. Toe neem ek my kans waar. Ons het Ek het gesorg dat ek teenoor jou speel daarna baie meer. Ja, Ek het net gevoel mense moet daar 'n bietjie genot in die job ook ek hê. sê dit was baie lekker. Dit was En hier is dit toe nou in kostuums. met grimering. Kyk daar in in grimering en kostuum. jy het ons grimering gedra, Yes, like. né? Kyk hoe mooi is jou hande, né? Ja, O, is pragtig. jong Hanne, Ja, maar nog mooi. trompinkies. Dis die eerste rol wat ek jou ooit ingesien het. Is né? dit? Ja, in Elektropilanes. Soos ek eerste Ja. jaar op universiteit. Daai mal regisseur gehad. Die Griek. Michaelidis, ja, baie briljante ou maar. Hy kon nie Engels of Afrikaans praat nie, né? Hy het baie moeilik Engels gepraat. Nou, hoe het julle So gepraat? Leonardo Nel het vertaal. O. Maar hy het weird uitdrukkings gehad, maar ons het gevolg wat hy wil hê. Dit was 'n goeie produksie, Ja, onthou dit. Ja. pragtig. Ag, dis dan gaan kyk, hier's Gita Redlinghuis en om James en Norval. Frans Marx. Ja, en jy met sonder Mm. tande. Ja, tipies van 'n jong akteur, né? Hy doen alles wat hy kan, boggel, tande is uit, gebreekte neus. Hoe meer Wat triks, jy hoe kan doen, beter, ja. ja. In later jare minder. Jy doen al hoe minder later. Jy sê dis omdat jy minder wil doen met of meer wil bereik met minder. Dis maar eintlik maar net lui. Ja, maar jy's ook nie meer Jy's lus net nie. lui, ja. Jy's nie meer lus vir 6 kostuumveranderings Ja. nie. Kyk hierdie mooi foto van jou in die wet.
Wanneer was dit geweest? Dit was 75. Net voor ons getroud in Londen, in 'n magistraatskantoor. En Barney Simon was ons enigste getuie, maar die ou het verdwaal op pad na die troue toe. So toe het ons niemand nie. Ja. En toe ons uitkom, toe staan daar 'n fotograaf en hy neem foto's van ons troufoto's. En ek het hom 20 pond gegee na die tyd. En toe ek nou bel vir die foto's daarna toe hy net verdwyn. En nooit 'n foto Nee, hy gekry het seker nie nie. eens 'n film in die kamera gehad nie. Dis 'n weg Ons met het jou nooit 20 troufoto's pond. gehad nie, ja. Ag, foto. Toe laat ons maar foto's self neem Sorry. in die bedsitter waar ons gebly het. Hoe is dit daar? Is dit in Londen? Ja. Kyk nou net Ja, jy moet hierdie so foto's. sien. Ons het begin repeteer aan Ampie. Dit Nee, was, weet was jy- dit nie Ampie nie? ja, Of maar- Ampie by Dickens? Nee, Ampie by Dickens. Ja. Maar ons het ook gespeel in daai tyd aan ek het Lester gespeel. Maria Stewart? Maria Stewart. O, Ja. was dit Maria Stewart dink se ja. tyd? Ja. Ek kan sien aan die baard. O, okay. Frans was pragtig. Kyk hoe lag hy, maar hier is hy Maar dit- heeltemal dubbel gewys van die lag. Maar dit was beslis 'n fiets in Ampie by Dickens. Dit was- Nee, was jy moet sing in jou loopbaan? Maar is effe beter as jy maar nie veel. Dit vat nie veel nie. Nee, ook maar treurig, kon net veel noot hou nie. Maar ons het begin met 'n songetjie. Jy het ingesit. Maar ek weet dat hy wat sê weer? Wie sy mammie is. Wie sy ja. mamma is. Behalwe jy het ingesit en jy het altyd so laag ingesit. Sodat- Ek kon nie laer as jy inkom nie. Kon jy Dan sê die nergens gaan- musiekdirekteur vir my, jy moet laer as sy inkom. En sê ek, maar sy sing bas en elk. Sien 'n program. Kyk, dit is 'n gewaagde foto. Kyk net daarso, né? Sekssimbool, deluxe. Met sigaret. Jy lyk kyk vir jou. Sigaret was nou wel ingeteken later. Ja. Ja, Ek het lyk 'n paar soos baie lekker foto's van Siener nog. wys 'n bietjie. Kan jy dink, o, dis die verhoogproduksie nog Ja, gewees, né? die BSA. Kan 'n mens so jonk gewees het? Ja. Onthou hoeveel ander die ding gevrek het. Nee, nee. Ja, en die wings die nie. wings dan skop en vloek jy die ding. Maar dit het groot impak gehad. Ja, kyk nou net hierso. Onthou jy die eerste keer toe ons die stuk gelees het in François se woonstel? Ja, ja. Ek gaan altyd kom luister. En ons het vir die eerste keer saam gesit, Tina Balder, Louis en Don en George, en ons het die stuk gelees. Ja. En na die tyd was almal net doodstil, Stil. want almal het geweet hier is iets Iets, ja, hier's 'n ding. baie besonders. Ja, hier is 'n ding wat gaan hartskop. Dis van die film. O, ja. Kyk net, Kyk net die ou gepunte toentjie, né? jy het dan 'n paar blou kolle opgetel, 'n nee? hele paar, jy het by my raketting te lyf gegaan elke Ek weet aand. nie hoe jy stil gestaan met daai ding nie. Dit moes skrikwekkend gewees het. Dit was nogal, maar ek moet seker, ek het jou teruggekry met daai skop tussen die bene partykeer. Dis nie wie nie wie. Ja, bietjie akkuraat geskop met Jy hy het- hande, né? Jy het baie. Dink jy ek is nie laf nie? Dink jy ek is nie gewaarig oor hy dan dis? Dink jy ek nie gevoel oor jou nie? Ek voel man. Alles ek hoe vreemd jy skreeu of jou oë so swart groot word van die vreemd. Al ek voel ook man. Dink jy mense het nie geskree as ek dink jy lê daar op die dandies nie. Ek sien nie vir die dandies sien nie. Maar jy het heelwat blou kolle opgetel later ook in films wat ons gemaak het. Ja, Marius, jy het my altyd te lyf gegaan. Met jou dag. Dit het nie vol- by soen gebly nie, né? Nee. Dit het 'n bietjie meer Soen en skop en slaan en baklei. hare trek. Hare trek. Jy het hom seker 'n paar hare verloor daar. Ek dink ek het, ja. Arme Don het ook baie swaar gekry. Hy het swaar gekry, ja. Ja, dis waar jy by die deur ingepars Ja. het, ja. Onthou jy dat ons in 'n kamer gelos? Vir die laaste toneel. Ja, toneel waar wat ek nie jou in die doodmaak. ja, wat nie in die teaterteks is nie waar jy my doodmaak. Ja. Oh, dit was angswekkend. Ja, net die twee van ons in die kamera. In die kamera En net gesê gaan met Gaan 'n mal. afgeslaande bottels Ja. nee, nek of 'n ding. Maar ek is bly jy het nie daar 'n blou kol opgedoen nie. Nee, ek moet meer as 'n blou Nee, kol maar- opgedoen.
Dan moet mos hier. Ek weet nou hoekom moet ek hier met die dandies rondloop. Maandag is ek daar, girl, en dan kom ek hy oor by die werk uit al maandag. Tannie, hulle sê jy uitgooi. Jy skaam vir jou tang, maar sien dit. Jy het die guts. Jy het die guts te kom maak met tang. Jy het die guts om te sê jy crazy oor 'n low-class bastard. Jy het die guts om te sê hoe jy Saterdag gaan dat die tang gegryp het. Dis 'n ongelooflike ondervinding. Ja, en die stuk, weet jy, ons toe ons daai so ruk gelede weer gedoen, ek dink hy het nogal goed gehou, jy weet. Maar dis die stuk dink ek waaroor die meeste mense nog met my praat. Ja, Met wat is dit nie? Wat het gesien het. Ja. Hierdie week weer in Somerset West wat iemand kom sê hy het dit gesien in die ou Breitenberg. Ja. Weet jy, ons het nou hierdie wonderlike vroeë jare by Truk gehad. Dit was ongelooflike jare onder Frans van Swart. Maar toe, ek kan nie onthou of wie's eerste daar weg, ek of jy nie, en toe het saam met Barney Simon bijvoorbeeld begin. Ja, dit was die volgende. Ja, was dit ook vir jou so 'n ongelooflike eye-opener om saam met Barney te werk? Ja, jy weet ons het ook op 'n punt gekom by Truk en dit was 'n wonderlike geselskap en die mense was so geborge. Maar ons het al twee ek dink ons het baie gesels daaroor. Ons het op 'n punt gekom waar mense gevoel het jy moet nou uitbreek. Ja. En ek het heel toevallig by Barney uitgekom deur Manny Manham. En maar hy was vir my so spesiale mense wat gebeur het in my lewe. Ja. Vir jou volgende tydperk van jou loopbaan. Ja, die volgende tree. Ek het met hom gewerk in 'n ding wat hy self geskryf het, Hy Listen. In die ou Arena Theatertjie, dit was 'n ou huis in Doornfontein. O ja. En dit was net 'n ongelooflike ondervinding met die ou. Weet om met hom te werk. Hy het net soveel ander dinge wakker gemaak in 'n mens. Sy kop was so anders, né, in die manier wat hy gekyk het na goed en ek dink was reg wat jy sê, die goed wat hy uit jou uitgelok het was so. Ja. Ek en hy het 'n fantastiese ding gedoen in Wojciech 'n paar jaar later. Ons het by 'n punt gekom waar die karakter Wojciech gaan deur 'n transformasie van hy's bang, hy gaan dood, hy wil doodgaan en hy's half waansinnig geweest en hy wou gehad het ons moes dit visueel oorbring. En ons kon nie daarby uitkom nie. En toe eendag toe gaan werk ek en hy in die ou Alexander Theater, net ek en hy. Ons het seker so 2 ure gewerk. Ek het alles gedoen. Ek was later sat, seer en styf en alles probeer. Moedeloos. Baie moedeloos en uiteindelik toe kom ons by 'n punt uit waar ek 'n somersault vorentoe doen, maar in stadige beweging. Dat hy val letterlik in hierdie nietheid. Ja. En dan kom hy op en hy skree hard, jy weet, maar daar's niks wat uitkom nie, maar daar's net die trek in die gesig en die hande wat gaan in die bene en hierdie hele ding het omtrent 5 minute gevat, net daai beweging. Ek onthou dit. Dit was ongelooflik, maar hy was daai tipe regisseur wat jou kan dwing en druk om uiteindelik by so iets, so juweel uit te kom. Soms wou mense hom doodmaak, maar Onthou jy Vroue van Troje? Ja, absoluut, ja. Was dit nie lekker nie, maar moeilik nie. Was wonderlik, maar het was swaar, het was hard gewerk. Julle het ons verskriklik gestraf, julle mans. Onthou jy Barney se strafkampe gehad? Precies. Waar ons gevangenes was, die vrouens en dan julle ons so gedrul. Ja, maar dit was so lekker. Ek was die enigste manspeler in die ding. En daar was 6 van julle vrouens, dink ek, nie? Ja. En ek moes julle toe drill. Ja. Met die bakstene waarmee hulle staan. Ja, en ek en Arletta was die 2 rebelses geweest. Jy het ons hel gegee. Julle het dit baie moeilik gemaak vir my, maar ek het daarom geput uit my dae in die army. Ja. Maar dit was 'n wonderlike produksie geweest. Ja. Maar hy was net 'n unieke, ek dink hy het soveel mense 'n nuwe skop in hulle loopbane gegee en baie jong mense begin. Ja. En toe het jy ook met Ethel Fugard begin werk, nee? Deur Barney weer uitgekom by Ethel. Ek het nou al 5 van Ethel se stukke gedoen. Helen Goodbye met Barney. Ja. En Dimitos met Dieter Reible. En met Ethel self het ek 'n stukkie van Valley Song gedoen, want ek het oorgeneem by hom. Ja. En Sorrows and Rejoicings verlede jaar. En Listen from Ellows met Ethel. Ja. Maar jy het ook met Barney die opening van die Markteater gedoen. Ja, al twee die openings met CMU. Maar jy was ook in Seagull geweest, ja. Tot is bo. En dan toe met Marat Saad. In die Groot Theater. Ja, toe het ek Charlotte Corday gespeel. Hoe was dit geweest? Ongelooflik ook, 'n ongelooflike ondervinding, maar 'n moeilike een ook. Weet, hy het ons ook, dit was in daai jare van vreeslik baie onrus geweest in die laat
70er jare. En hy het ons in die strate uitgestuur. En ek is as hierdie mal mens hier so tussen hierdie wriemeldende massa mense wat net sing en voete stamp en te kere gaan so ver as ek stap dan net vir my how shame. So ek moes maar betiterd gelyk het. Maar wie baie spelers wat nou nie saam met hom gewerk het nie en baie ander mense het altyd gesê man, julle is stupid, dis laf. Hoekom doen Ja, julle dit dit? is nie stupid. Maar hulle as jy nie dapper genoeg is om dit te probeer nie, dan Ja. kom jy nie by wat jy baat daarby nie. Ja. Ons het outers gedoen. Ek onthou dit, ja. Waar ons vir 3 ja. weke moes gaan leef in Jouberg Park. Ja. Nou jy gaan nie by daai karakters uitkom, by die werklike put van daai karakters as jy nie elke dag daar gaan sit vir 3 weke en saam met hulle leef. En uiteindelik is daar soveel meer vleis aan die karakters. Ja, absoluut. En ek het ook altyd dan sê mense, maar ag is dit nou nodig om deur daardie vreeslike proses te gaan, jy weet, sê dit is want al gebruik jy nie alles vir daai karakter of daai stuk nie. Het jy jou tank so vol gemaak, jy weet jou laaikas is so vol, jy kan dan vir ander rolle daar gaan uithaal weer. Dis wat so fantasties is. Hy het ook die ding van sensualiteit op die verhoog. Hoe om goed te hanteer. Onthou jy daar was 'n oefening wat jy met lemoene gedoen het. Ja. Net wat jy alles met lemoen doen en jy gebruik dit later in ander dinge. Ja, absoluut. Dat jy nie jy tel nie net 'n koppie op en dis 'n koppie nie. Dis nie net is wat Ethel ook doen. Ja. Jy weet 'n boek is nie net 'n boek nie, 'n pen is nie net 'n pen nie, 'n tafel is nie net 'n tafel nie. En dis alles goed wat bykom wat jou spel verryk. Ja. Hy het vir my met Hello and Goodbye laat 'n emmer op my kop gesit en dan moes ek loop op 'n tightrope. Ja. Jy weet vir ure aan een. En dit het my mal gemaak, maar uiteindelik kry jy iets daaruit, die vrees, die eensaamheid van die karakter, die hy leef op so tussen jy weet normaalwees en oorval. Wat jy vir ete? Waartoe? Baie spesiale plek hier in die omgewing Raai. Raai by wie? Ek weet nie. Raai. Hoe moet ek nou raai? Raai. Raai by wie? Ek weet nie Pieter Fourie. Nee, Raai. Wie bly nog hier rond? Nee, Pieter Fourie bly nie. O nee, maar het hy nie gebly? Ja, hy het hier. Raai. Kom ek vat jou. Kom ons maak. Maak tog 'n verrassing. Daar is so 'n verrassings in die lewe. Dit is baie betrokke hier by die biosfeer en die omgewing, né? Omgewingsbewaring. Man, Yvette veral. Ek weet nie hoe kry sy alles ingepas nie, maar hulle het regtig wonderlike dinge wat hulle begin. Ja, 'n paar jaar gelede het hulle begin met seewag, waar ek ook aangesluit het. En wat ons in 'n stadium was ons ere seevissery beamptes. So ons kon mense wat duik en wat kreef trek gaan kyk of hulle wel permitte het. Dis ons groot middestad. Hoe is dit julle die Jy weet 'n paar vriendinne van haar het hierdie eco-senter begin. En is regtig baie opwindend net om vir mense oor te dra dat ons wel in 'n biosfeer bly en dat ons daardeur 'n verantwoordelikheid het. Luister, ekskuus om in die rede te val, maar ek weet mos nou nie waartoe ons gaan nie, waartoe ons gaan regsop. En die sentrum word nou Vrydag aand geopen. Dis hulle het dit op 'n baie interessante manier gedoen om vrae te vra vir mense, te kyk of hulle die antwoorde ken. Net oor die fauna en flora in die omgewing. So 'n bietjie van 'n quiz. Ja. En dan voorbeelde van wat 'n mens skryf van die slange, van die fynbos. Dit is, jy weet, mense besef nie altyd hoe ongelooflike ryk area hierdie is. Wat plantegroei betref. Maar dit is mos een van die 6 plantkoninkryke of iets in die wêreld, is dit nie? Ja. Weet jy al waarna toe gaan ons? Nee. Ek ry nou maar net so agter daai karre aan. Hulle raai ook maar waarna toe gaan ons. Ja. Dis die groot raaisel. Dit is die groot raaisel. Jy reg? Ek is reg. Nou wat is dit? Ek ken hierdie restaurant nie. Raai Ripa. Dis 'n intieme restaurant. Dis net 'n paar van hulle in die omgewing. Hoe ek sien. Besonderse boustyl. Dink net raai. Raai. Dink ek sou ooit reg raai. Ek hoop ons word ingelaat. Ek hoop so.
Wie se plek is dit? Raai. O my wêreld, kyk hierso, kan nie glo Maar hier is niemand nie, kom Daar ons is niemand nie. Waar? Ek maak sommer weer 'n ou grappie. Hallo Sandra. Hallo Mario. Pumpkin patch, oh pumpkin patch. Every day we play in pumpkin patch. Welcome. Thanks. Marius, Thanks. Lekker. So, please come in. Hallo Mario. En hoe gaan het best? Goed, dankie. En jy? Lekker, lekker. Gaan met my goed. Ek sê nou net ekskuus vir die bril, maar ek het 'n oogoperasie gehad. So ek kan nie hom afhaal nie. Ek lyk te lelik. So wil jy nie gaan eet nie? Lekker nou klaar geëet dankie. Nee, genoeg. Dis nou meer as genoeg. Ja. Genoeg patats geëet. Slegte plek hierdie, nee. Ja, nee jong, ek weet daarmee. Sleg vir werk. Sleg gewerk, mens wil niks doen nie. Luister, kom ons praat 'n bietjie oor die movies. Watter Jy het dan verskeie baie films gemaak al. Ja, ek kan nie meer onthou nie. Ek dink dit is so oor die 70. So baie. Ek dink so. Ek Ek is het net lankal so populêr. opgetel. Nee, jy wou mos nie movies maak nie. Nee, ek wou ernstig aktrise wees. Ja, Ja, stupidly. Luister, maar my eerste film was Die Bankrower saam met Mani van Rensburg. Ek dink dis die eerste keer dat ek op film teenoor jou gespeel het. Of het ons Ja. siener voor dit gedoen? Nee, siener nee, was nee, daarna, Bankrower was die eerste, ja. Ja, ja. Is dit die eerste keer wat jy met Mani gewerk het? Ja, was my heel eerste film ook geweest, my eerste filmrol, maar Mani was hom ook 'n wonderlike talent. Ja, om mee te baie werk. besonder. Ek het hom ontmoet, ek het 'n dokumentêre film gemaak met iemand anders met so 'n mal Hongaar. Regisseur. En daar was toe 'n paar skote wat nodig was Ja. vir die ding en toe het Mani nou die skote gaan doen. En ons het toe in die veld geskiet. Ek was op 'n skooter en so iets. In elk geval ons het begin gesels en het mekaar net baie van mekaar gehou en gedink ons glo in dieselfde ding. Ons het gedink. Ons het gehoop en geglo. Daar moet 'n filmindustrie in die land wees. Ja, ja. Daar gaan nog een wees. Ja. En ons praat nog self, nou jy het nog dieselfde storie. 33 jaar Ja, later. later, daar's nog Maar, steeds niks. Och, het gaan net slegter. Maar hy was daarom 'n baie besondere mens, nee. Ongelooflik. Dat hy, En ek dink werklik 'n man wat kamera verstaan het en wat die film, die essensie van film maak verstaan. maar ook iets meer ernstig probeer doen het in Ja, daai tydperk ja. en nie net die blote iets probeer doen het vir die vermaak nie. Ja, nie net kommersiële werk Ja, nie. Nee. ja. Ja, ek onthou ons het mos in Anna ook vir hom saam gespeel. Dit was Onthou jy, interessant, ja. een, Dit ja. was 'n interessante fliek geweest, ja. In The Mantis Project. Dit is 'n baie populêre ding. Ja, Mense praat ja, nou nog daaroor. ja. Onthou jy ons het 'n vreemde ding wat ons daar gedoen het. Ons het die eerste 6 weke het ons die binnetonele geskiet Dis in Johannesburg in die ja. ateljee en dit was vrek warm. Ja, ja. Ons het ja. gesweet. Gesweet, ja. En toe daarna het gaan ons op Windhoek toe. Dis vrek Waar ons die buitetonele skiet. So die ding waar jy jy skiet die toneel binne en jy spap nat gesweet en jy stap uit. 6 weke later skiet jy dit in Windhoek en jy bier vrek van die koue. Toe moes ons eigenlijk. mos nat spuit. Ja, dis dan was dit Met nog glyserine kouer. en goed. Ja, Ja. ja. So jy staan in 'n warm jas gewikkel en dan skielik gooi jy hom af en jy sweet. Dis ek onthou dit baie goed. Must be fluid, so I don't blame you if you think. But it's really only an interesting psychological. So when you get to know me better, you'll see that I'm not always stumbling. It's really just an interesting psychological phenomenon. Yes, you are a very interesting psychological phenomenon, and I think you're very sweet. Natuurlik het ons Gods saam gedoen, né? Gods was because. Ja, dit was nog 'n ondervinding, hè. Dit was 'n saak. Een van die goed wat ek kan onthou van Gods. Ons het ek dink vir 'n week geskiet. Toe vlieg ons met 'n klein vliegtuigie terug. Ja, ja. En ons het daai toneel geskiet in die rivier waar ek jou dra. Vir 'n week lank het Vir jy 'n my week laat lank. val in die rivier. En ja. ek het my ribbes
gebreek teen die Land Rover. Dis reg. Toe ek moet oorspring vir die choke. En daarna moes ek jou draam in die ribbes. En Jamie was net nooit tevrede met hoe ek jou laat val het nie. En so ek moes jou elke keer laat val en dan maak hulle jou droog en dan doen ons dit weer. Ek onthou. En na daai week toe vlieg ons terug. Toe het ons albei besluit dis dit. Ons gaan nie terug nie. Ek kan nie meer nie. Nee. Maar jy het nog 'n dag vroeër as ek gegaan, want jy het in 'n iets gespeel of O iets, ja, hè? ek het 'n televisiereeks. Toe dog ek wel ten minste kan ek nie hierdie dag in die rivier val nie. Toe kry hy sy skoonseun en hulle doen verskoot en ek word vir 'n hele dag weer in die rivier gegooi. En ons was gefire. Ons is gefire op daai movie, ja. Dit was twee jong mense wat hulle Richmond Poorman, Richmond daai Poorman. twee, ja. Wat die werk kon kry in Amerika nie, toe fire hulle ons op as 'n muur. ons was in Louis Trichardt en skielik sê hulle vir ons gaan huis toe. Ja. Toe Dis- sê jy dis nog so my halfpad deur die film, né? Ja. Toe kom ons terug huis toe en toe hoor ons nou maar nee, ons is nou klaar, ons is weg. Hulle gaan nou hierdie twee jongens gebruik van Amerika. En toe het hulle blykbaar getoets en getoets en getoets. En tot Jamie ons toe eendag bel en sê ag man, ek het 'n fout gemaak. Kom ons gaan maak 'n movie. Ja, hy sê dit was nooit sy besluit gewees nie. Ja. Dit was die trots. Maar in elk geval dit was uiteindelik was dit 'n goeie ding vir my gewees want dit het deure vir my oopgemaak. Ja. Maar is maar daar's natuurlik een rol, 'n teaterrol waarvoor mense jou baie lank sal onthou en dit was Report to an Academy toe jy die aap gespeel het. Ja. Dit was 'n wonderlike stuk Nee, werk dit en was dit het besonder. ook Amerika toe gegaan, hè. Ja, ek het hom 'n hele paar plekke gedoen. Ek het hom in Jerusalem gedoen met die fees. In Skotland, by Edinburgh en toe die laaste keer wat ek hom gedoen het was Los Angeles. Dis snaakse storie, ek het daar in 'n woonstel gebly in West Hollywood. Dan kyk jy so uit af deur op Sunset Boulevard was die teater. En ons het daar by 'n vriendin gebly en gerepeteer aan die stuk. En op 'n dag toe kyk ek so af en ek sien hulle is besig om name daar op die marquee te sit. Ja. En toe sit my naam wat daar op sit. O. Toe begin ek sweet. Dit is baie benoud. Dis sien jy naam en ligte. Ja, in Hollywood op Sunset Boulevard. Fantasties. Maar ons het toe 6 weke gedoen daar. Maar baie goed geloop, baie mooi gedoen. Dis is wie die dit was 'n novelle geweest, nee. Kafka van Kafka, Ja. kort verhaal, kort Ja. storie. En Mario Schies het dit na my toe gebring. En hy het dit toe vertaal. Maar die hele affære net om te verander in 'n chimp. Ja. Jy weet om Och, ek dit was het ek. verskriklik baie geleer oor Ja, chimpansees. ja. En vir my was dit die teatergewys die grootste uitdaging dink ek nog ooit gehad het. Nee, ek kan dink. Jy weet oor liggaam en oor stem gebruik en Ja. en jy moet redelik jonk wees om dit te kan doen. Dis 'n wonderlike ding om Kan te dit nie doen. meer? Ag nee, jy sal. Ja, as ek 'n kort kateder kan kry. Dis so effens ouer aap speel. Ja. Maar ek dink wat dit eensaam maak met 'n een persoon vertoning is dat jy's altyd alleen in daai kleedkamer, jy's altyd alleen na die tyd is. En as net niks wat jy deel nie, as iets Ja. gebeur op die verhoog is daar Ja. niemand anders wat gaan help of Ja, of 'n ou glimlaggie of 'n versteekte laggie dat kan jy hê. daarom nee, deel nee. in wat Ja. aangaan. En ook die ding van die aap was die grimering was 2,5 uur. So ek onthou terug van hierdie kaal, leë, stil teaters wat jy die middag ingaan en jy gaan sit voor die spieël en jy begin. 2,5 Jy weet in uur 2,5 se ure grimering. later dan begin jy die ding doen en Yes, ja. dit was En dan moet jy nog jou as afkry na die tyd. ja. Dis nie so lekker nie. Nee, swaar goed. Vertel my van Amerika. Hoe was Amerika vir jou as 'n ondervinding? Dis reeds hoe ek daar gekom het is met die aap. En 'n film op pad gebeur Farewell to the King wat ons in Maleisië geskiet het met Nick Nolte. O ja. En ek het 'n ander film ook gekry toe ek daar aangekom het na ek die stuk gedoen het. Toe skielik dink ek en daar's 3 groot agentskappe wat my wil teken. En ek dink wat praat hulle van Hollywood dat dit moeilik is. Dis maklik man. Kom daar aan en jy doen 'n stuk en jy doen 3 movies. En almal wil jou hê. Ja, almal wil jou hê en wat my vriendin vir my sê daar you're going to do well. You know Hollywood loves a virgin. Enigiets wat nuut is. En toe net na ek die tweede movie gemaak het, toe is daar 'n skrywerstaking van 5 maande. O, ek onthou dit. Daar sit ek vir 5 maande Ja. by die huis. En maar toe was daar 'n tydperk van 2 jaar waar dit baie goed gegaan het. Dis dit. Wat het jy alles gedoen in daai tyd? Ek het televisiewerk gedoen. Daar was 'n voltydse ding wat ek gedoen het, Good and Evil met Terry Garr. Dit het ons vir 'n hele seisoen gedoen. En ek was gaskunstenaar in Wat was Golden Good and Girls. Evil? Dit was 'n ding soos Golden Girls, O ja. komedie Ja. wat weekliks uitgesaai was, prime time.
baie goed gegaan. Ons het baie goed gedoen ook, maar daar was 'n blinde man in die ding. Ja. Wel 'n akteur wat 'n blinde man gespeel het. En dit was baie snaaks. Maar die reaksie van baie van die bevolking in Amerika was so erg. Hulle het soveel druk uitgeoefen omdat hulle gesê het ons maak 'n bespotting van blinde mense. Ag, Vader. So hulle het soveel druk uitgeoefen op die adverteerders dat hulle teruggetrek het en so na 'n seisoen was dit klaar. Dit is jammer. Baie jammer, dit was 'n goeie ding, skerp satire. En Golden Girls? Hoe Golden was Girls was ek 2 episodes in. Ja. Ons het dieselfde tyd wat ons Good and Evil gemaak het. Hulle het in dieselfde ateljee kompleks gewerk. het? O ja. So ons het hulle elke dag gesien, saam geëet. So ek het hulle redelik geken. Toe hulle my nou vra om deel te neem aan die ding. Die 3 tannies. Die 3 tannies, maar dit was baie snaaks. Jy weet, om die eerste aand daar te staan op die stel van die kombuis en jy dink déjà vu. Ja, ja. I've been here. Maar was dit lekker? Hulle was baie charming. Was dit? Lekker. Baie lekker. En dan ek het 'n paar episodes gedoen van Nurses en 'n paar episodes van Designing Women. O ja. En toe het ek 'n film The Power of One gedoen. En toe Boppa wat Morgan Freeman die regie van gedoen het. O ja. Hoe was dit? En, Lekker. Baie lekker. Baie lekker om saam met hom te werk. Ek hoop ek werk weer saam met hom. Daar's nou sprake dat hy Long Walk to Freedom gaan maak. O, is dit? O, En hy speel Mandela. O ja. En dan hoop ek speel Evie. O ja, dit sal Daar's lekker wees. sprake van. Ja, hy sal het baie beter doen as Michael Caine. My Cockney is nie so goed nie, maar Ja, maar ek dink Evie en Cockney. Evie se Cockney was ook nie so goed. Dit nie. Marius, jy was op 'n stadium betrokke by skiëntologie. Is jy nog steeds 'n skiëntoloog? Nee. Nee, ek het dit vir 'n paar jaar probeer. En jy weet is baie lank al daar. Maar ek dink ek het omtrent 6, 7 jaar gelede daaruit gegaan. ek het baie gebaat daaruit. Dit was regtig ding wat ek kon toepas in my lewe en in my werk. En ek kon sien hoe goed doen dit Yvette en ander vriende. En maar ek het op 'n punt gekom waar ek gevoel het is dit regtig wat ek wil doen? Is dit my totale antwoord? En dit was nie ek kon nie met genoeg oorgawe daarin ingaan nie. Ek het net nie die passie daarvoor was nie daar nie. En maar ek het ook gehoor op daai stadium en mense hoor baie gerugte dat as jy eers in is dan laat jy jou nie maklik uit nie. Ja, ja. Was ek maar 'n bietjie bekommerd en toe ek die dag met hulle gaan praat en vir hulle gesê my hart is nie in die ding nie. Ek voel nie heeltemal gelukkig hiermee nie. Ek voel net dis nie vir my nie. En toe sê hulle wel asseblief, ons wil jou nie as jy voel jy's onder dwang om dit te doen dan werk dit in elk geval nie. So ons wil jou dan ook nie hierheen nie. Ons sal jou nooit dwing nie. En toe ek daar uit en jy weet is nog daaraan en sy doen uitstekend daarin. Ja, ja. Ja, dit is iets waaraan sy met passie en aan Ja, maar dis wat my filosofie is. 'n Mens moet die vryheid hê om toe te pas waarin jy glo, maar ook jy moet ander mense die vryheid gun om hulle godsdienst te beoefen of wat dit ook al mag wees. En ek haat dit as iemand na my toe kom of iemand in 'n godsdienst vir my probeer sê of enige ander mens, ek het die antwoord. My godsdienst is die antwoord en nie joune nie. Jy weet dit maak my mal. Ek kan dit nie vat nie. Ek dink ons het almal die vryheid om te kies maar nie die vryheid om dit af te dwing op iemand. Ja, presies, maar ook nie die vryheid om te sê ek is reg en my God is reg en jou God is nie reg nie. Ja. Dit werk nie vir my nie. Sê vir my en hoe voel jy nou so van filosofies gesproke op hierdie eksistensiële soek tog wat ons tog maar almal is oor die hoekom is ek hier en waar staan jy? Man, 4:00 in die oggend is ek nie so seker nie. Dan is daar so 'n bietjie van 'n benoudheid in my. Maar as die son opkom, dan voel ek weer beter. Maar ek dink dis maar 'n voortdurende soektog. Wat 'n mens uit die lewe wil hê en waarmee jy gemaklik is en ek het net op 'n punt gekom hier waar ek net meer tyd vir myself en vir die wet wil hê. Ek dink 'n mens mors 'n bietjie as jy jonk is. Jy's geneig om 'n bietjie te mors. Nou sien ek net nie die kans om te mors nie. Maar ook die manier hoe ek my lewe hier wil leef. Ek wil nie meer soos ons vroeë jare gedoen het. Ons oor 'n mik werk nie aan mekaar en ek wil dit nie meer doen nie. Ek wil meer tyd hê om net
hier te wees en kyk na fynbos en visante kos gee en die bobbiane probeer uitoorlê en ons gaan duik en ry fiets en tussenin wil ek werk, want ek het nog daai behoefte as ek 'n teks lees wat jou gryp. Ja. Dan wil jy dit dan moet ek dit doen. Maar ek wil dit dan doen as ek voel ek wil dit doen. Ja. Geen stroom. Maar verder ek voel net wat ek doen beteken nie meer dit wat ek is nie. Dit beskryf nie wat ek is nie. Jy weet wat ek vroeër gedink het, dit was wat jy was het afhang van hoe goed jy jou werk doen en dis nie meer vir my die van primêre belang nie. Ja, jy weet ek het 'n homeopaat wat altyd die mooiste ding sê. Hy sê altyd don't just do something, sit there. Ja, just be. Ja. Kyk na die klippe. Just be. Ja, ons is altyd so besig om iets te doen. Ja. Ja, absoluut. Dit jy weet en dit is nie altyd maklik nie. Want die mense is so gewoond daaraan dat as jy nie iets doen nie dan beteken nie eintlik iets nie of daai skuldgevoel. Ja. En ek kry dit reg om ontslae te raak van daai skuldgevoel. Mooi. Jy weet solank daar net 'n paar rand in die bank is, is dit fyn. Maar jy weet seker op hierdie program plant ons vir elkeen 'n boom. Nou jy weet dit vir my fisieke moeilike boom opdrag gegee wat ek toe nie in die hande kon kry nie. Ek is seker. So gaan jy vir my sê jy wil ook so 'n moeilike boom hê. Ek was dit nie 'n inheemse ring wat sy wou gehad het nie? Nee, dit was dit was wel is wat ek wou gehad het. Ek kan nie onthou nie. Dit was so nou weet ek julle het dit nie. Nee, ek speel net. Nee, as jy 'n melkhout kan kry daar. Ek sal probeer. Ek weet nie ons is Hoëveld, so ek weet nie wat ons daar. Ja, ons maar 'n arm provinsie, nie natuur daar woon nie, maar ja, maar dit is 'n bietjie hoog en koud daar. Nee, 'n ander ding as jy hom nie kan kry nie, ons het vir 'n paar jaar by Hartbeespoort gebly in Cosmos. Ja. En daar het ons die lekker breek gehad. O ja, die lekker breek. As jy hom vir my kan kry. Ek sal probeer om vir jou lekker breek te kry en as ek hom nie kry nie, dan bel ek jou. Ag jong, vyeboom is fyn. Ek is gek oor 'n vyeboom. 'n Vyeboom. Okay. Ek ook. Dan plant ek hom in my tuin. Goed. Daar sy. Nou ja, tata, baie dankie. Dit is so lekker om jou te sien. Lees om jou te sien. En lekker werk aan jou uitstalling en ek gaan afvlieg. Wonderlik, dankie. Baba my liefde. Bye. Goed. Baba, yes. Lekker werk. So nice om jou te sien. Dis heerlik. Baie dankie hoor, dis heerlik. Veral vir die heerlike ete, né? Ek glo jy het dit geniet. Bye. Goed gaan nou, mooi ry. Ja, dankie. Jy sal die pad kry, né? Ek sal, dankie. Okay, mooi ry. Ek het so mooi vir hulle gevra om vir ons beenmeel in te sit, maar toe doen hulle dit nie. Maar toe maar jy sal groei, né, met die kompos saam. Maar as jy weet in al die jare wat ons saam gewerk het jy nog nooit min van my gevra nie. En so was dit natuurlik ook met jou blessed boom. Kyk, jy het vir my gevra om vir jou 'n lekker breek te plant. Ek het toe my pa gebel en gesê, "Wat is 'n lekker breek in Latyns?" Toe soek hy dit op in sy boek en uiteindelik sê hy vir my dit is 'n Ochna bulcra. Nou daar soek ek toe hoog en laag, oral ek bel die wêreld vol, maar ek kry nêrens 'n lekker breek nie. En die rede sê hulle vir my, hoekom mens nie 'n lekker breek kan uitplant nie, is dat sy wortelstelsel aan 'n houer raak, dan vrek jy ding. En ek wil hê jou boom moet vrek nie. Maar toe het ek daarom vir jou 'n familielid gekry, so sê maar 'n neef of 'n ding van die Ochna bulcra, en dit is nou die Ochna cerulata. Hy's nou nie heeltemal wat jy wou gehad het nie, maar ek dink hy gaan mooi groei vir jou. Okay. Maar jy maak my baie moeg. Die gat is nou amper